Goeienaand. Die situasie word vir Petrus daar in die voorhof van die hoëpriestershuis al hoe warmer. Hy kan nie ongemerk daar in die midde van die diensknegte en die ander soldate wees nie. Miskien het hy toe tog te naby aan Jesus gekom. 'n Diensmeisie, nog 'n diensmeisie en die ander manne erken hom en hy word gekonfronteer. En elke keer dan distansieer hy hom van die Here. Jy was ook saam met Jesus die Galileër? Ek weet nie waarvan jy praat nie. Hierdie man was saam met Jesus van Nasaret. Ek sweer, ek ken die man nie. Dit is waar. Jy is ook een van hulle. 'n Mens kan dit aan jou spraak hoor. Ek sweer, ek ken die man nie. 3 maal ontken hy sy verbintenis met Jesus. Hy verloon die Here. 3 maal. Waarheen is hy op pad? Na die ingang van die binnehof, op pad uit, op pad weg van Jesus af. Te midde van die drama, te midde van die hooffiguur wat deur die Joodse Raad verhoor word, te midde van die kleinere drama wat afspeel in die voorhof tussen Petrus en die diensknegte, gebeur daar nog iets. 'n Haan kraai. Markus verhaal dat die haan al vroeër gekraai het. Hierdie is die 2de keer. Dis nie ongewoon nie, hane kraai. Niemand hoor dit waarskynlik eers nie. Of as hulle dit hoor, het dit vir hulle weinig betekenis. Hulle kraai in die tyd van die oggend. Buitendien is die mense met baie belangrike dinge besig as om te luister na hane wat kraai. Tog is hierdie haan wat daardie dag kraai in volle harmonie wat besig is om daar in die hoëpriester se huis af te speel. Hierdie haan wat daardie oggend kraai uit genade. Hy kraai dit uit, redding uit genade. Alles wat gebeur, die hele verhaal word saamgevat deur dit wat hierdie haan te sê het. Jesus is besig om homself oor te gee, om gekruisig te word, sodat mense uit genade gered kan word. Petrus wat nog gedink het, hy kan uit eie krag die Here verdedig en bystaan, ontdek dat hy so voor op die wa, so ywerig, so aan die voorpunt ook genade nodig het. Die hoenderhaan kraai dit uit. Jy, Petrus, het my, Jesus, nodig. Ek gaan ook vir jou sterf, sodat jy, soos die ander, uit genade gered kan word. Petrus hoor die haan en hy erken die waarskuwing van die Here. Voordat die haan 'n tweede keer kraai, sal jy my 3 maal verloon. Aarde sluk my in, berge val op my, heuwels bedek my. Petrus is toe nie so sterk as wat hy gedink het nie. In plaas dat hy liewer gebid het dat die Here hom van die bose sou bewaar. Petrus word uit die vuuroond geruk. Sy ore word oopgemaak om te hoor. Hy gaan buite toe en bars in trane uit. Genade, onbeskryflik groot. Die Here gebruik 'n doodgewone hoenderhaan om Petrus op sy pad weg van die Here af te stuit. Die Here kom vanaand weer in sy genade na ons toe. Hy kom roep ons in ons valse geloof dat ons self sal regkom. Hy kom roep ons, selfs al is ons al op pad weg van hom af. Hy kom roep ons deur sy woord van genade. En hy kom roep weer wat die haan daardie nag gekraai het. Genadige redding in Jesus Christus. Here, stuur asseblief 'n hoenderhaan. Laat hy kraai, Here, weer en weer, totdat ek hoor.
Laat dit my tog herinner dat Jesus Christus my genadige redder is. Moenie dat ek op my eie pad van verloning weg van U afloop nie. Here, red my uit genade. Goeienaand.